maatjies. Vandag vertel ouma en oupa vir ons die ware Bybelstorie van Noag en die ark. Waar moet ek bou, ouma? As Noag kan bou, kan ek ook. Ek dink net ek moet begin. Maar waar? By die plafon? Nee, oupa, jy bou nêrens nie. Luister nou mooi saam met die kinders. Die Bybel sê, die wêreld was vol verkeerde dinge, maar Noag het naby God geleef. God het vir Noag gesê, bou 'n ark. Ek gaan 'n groot vloed stuur. En Noag het presies gedoen wat God gesê het, sonder kla of stry. Wat? 'n boot in die middel van die droë grond? Die bure moes gedink het hy is mal. Maar Noag het God vertrou, al verstaan hy nie alles nie. Toe Noag klaar gebou het, het die diere 2 ingekom. Leeu's, olifante, voëls, alles. Ek sou sommer net 2 katte saamvat. Hulle slaap sommer deur die hele vloed. Fokus, oupa. Die reën het vir 40 dae geval, maar binne die ark was Noag, sy familie en die diere veilig, want God het hulle beskerm. Toe die water gesak het, het God 'n reënboog gegee as teken van sy belofte aan ons. Ja, God hou altyd sy beloftes. Noag leer ons 3 belangrike dinge. 1. Luister na God. 2. Wees gehoorsaam, al verstaan ander dit nie. En 3. Sorg vir almal wat hom volg. En onthou, bou altyd volgens God se plan, nie jou eie skewe plan nie. Ons bou nie arke nie, maar ons kan soos Noag leef. Ons kan God vertrou in moeilike tye, doen wat reg is en mense lief hê. En geduldig wees, selfs as dit lank vat om te sien hoekom God iets vra. Noag het gedoen wat God beveel het. Genesis 6 vers 22. Kom ons maak ons oogies toe. Here Jesus, dankie dat U vir Noag gelei en beskerm het, soos U ook vandag vir ons doen. Help ons om U te gehoorsaam, te vertrou en U plan vir ons lewe te volg. Dankie dat U elke dag by ons is. En dankie Here dat ek nie 'n hele ark hoef te bou nie, net my hart vir U. Amen. Amen. Totsiens, Bye, maatjies. maatjies.